Goeiemôre broers en susters, baie welkom ook vanoggend by die oggendediens, ons ontmoeting met die Here. En ons dink na oor wat 'n wonderlike genade en voorreg dit is om saam te mag wees, om die Here saam te aanbid. Ons het 'n paar afkondigings. En eerste wil ons verwelkom en eers nuwe lidmate. Ons verwelkom vir Etienne de Tooy vanaf Gemeente Windhoek Suid. Etienne, ek nou nie so vinnig geloer nie gesien nie. Net opstaan, as hy daar agter. Hulle sit gewoonlik agter, ja. Etienne, baie welkom hier ons gemeente en mag dit vir jou tot seën wees en mag jy vinnig inskakel en ook beleef die hartlikheid van die gemeente en ook jou gawes hier aanwend. Dan ook vir Lisa Marie van Skalkwyk. Ek gaan vinnig loer. Hiervoor. Jy gaan ongelukkig ook moet opstaan asseblief. Net vir 'n oomblik. Baie welkom ook hierso. Ons kan sien daar's familie ook in die gemeente. So sy is 'n student in sielkunde, né? So baie welkom hier en mag dit vir jou ook tot groot seën wees in die gemeente. Indien daar enige ander besoekers is, wil julle graag verwelkom ook en hier in die buitekant is daar 'n boom, die welkomboom. Iemand sê daar ontmoet dat jy vinnig net kan hoor oor die gemeente en as jy wil inskakel, jy 'n bietjie meer bekend maak met die gemeente. Dan van die kerkraad se kant 'n paar afkondigings ook net ter approbasie. Die volgende broers word voorgehou vir die ampt van ouderling, Magiel Kreer en Andries van Heerden en Eugene Grobler. Ons dra hulle ook op in die Here in hierdie roeping wat die Here ook in hulle lewe geplaas het. Dan stel ons hier in kennis ook van ons Engelse erediens. Ons het al 'n paar weke lank het afgekondig dat vanmiddag om 4:30 gaan ons begin met ons eerste Engelse erediens. Dit gaan plaasvind hier in die saal, na so 'n mooi spannetjie wat saamwerk en ook mooi saam bid vir dit en vra vir die gemeente ook. Dis mooi as jy so praat met mense om te hoor waar daar Engels sprekende mense is nie 'n kerk het nie wat al klaar gesê het hulle sal 'n draai kom maak en kom saam aanbid. So mag die Here dit ook gebruik ook tot seën vir soveel mense wat dalk ook hier 'n tuiste kan vind. Dan herinner ons julle graag net ons oggenderedienste is vanaf volgende maand, Sondag 3 Mei, slaan ons oor na wintertyd, dan is 9:30. Dit maak gelukkig nie so erg saak as jy te vroeg kom nie, dan kan jy help met koffie reg te sit, maar neem kennis is 'n halfuur later vanaf Mei maand. En dan, ek wil eintlik al tong in die kies sê, is ons besig met 'n doopreeks, want vanoggend die wonderlike voorreg, die tweede doop, was laas Sondag ook 'n doop en volgende Sondag weer doop en die week daarna is al weer 'n doop. Maar vanoggend word Ewan Retief gedoop, seentjie van Johanna Marie en Henlo Retief, en boetie vir Leon, en baie geluk en seën ook vir julle, en ook vir die grootouers wat hier is en daarin meedeel. Dan onder meelewing gelukwense, graag wil ons vir Wim, hy sit daar in die klankhokkie en vir Altas is dit hier voor, baie geluk sê, hulle tree eerskomende Saterdag in die huwelik, so ons wil baie seën en voorspoed ook toewens, nee. Ek wil amper gesê sterkte, ek wil nie sê sterkte nie, so ek wou sê seën. Toewens met hulle mag die Here julle pad regtig waar seën en mag julle tot groot verryking ook wees. Dan onder leed dink ons aan Bokkie Els wat ook baie swaar het met haar gesondheid. Kontak haar maar gerus en stuur vir haar boodskap hier, bid asseblief ook vir haar. Ons dink aan Petro de Lange, sy het hierdie week 'n heupvervanging ondergaan. Sy word BV môre weer ontslaan, maar dit gaan ook redelik goed met haar onder omstandighede, ons is dankbaar daarvoor. Ons dink ook aan Melanie Volgraaf, wat hierdie komende week weer behandeling moet ontvang. So ons vra dat julle hulle almal ook in julle gebede sal dra. En dan maak ons ook met leedwese bekend dat tannie Jannie Bink vanoggend oorlede is. Sy is die moeder en ouma van Erik en Ansa en Jacqueline en Willemike Bink. So ons bid die Here se seën en se troos ook vir hulle in hierdie moeilike tyd toe. En dan wil ons graag ook die blomme vanoggend ook vir hierdie familie gee in hierdie moeilike tyd wat hulle deurmaak. Ons sing vanoggend vooraf saam Psalm 2. Ons gaan die eerste 3 verse daarvan saam sing. En Psalm 2 is 'n messiaanse psalm. Met ander woorde, dit dui op Jesus Christus en dat hy heers as koning en dat al die opstand wat in die wêreld is, al die konings wat probeer om hom te onttroon, doen dit absoluut te vergeefs. Dat hy regeer in die koninkryk en hy regeer presies volgens God se raadsbesluit. En sy heerskappy sal ook finaal triomfeer teenoor al sy vyande. En daarom word alle mense geroep om hulle self aan hom te onderwerp. Dat hulle self sal oorgee aan Christus as die koning en Here. En dit bemoedig ook gelowiges dat God se plan vas staan en dat sy koninkryk ondanks enige teenstand
sal sekerlik kom. Ons sit net so, dan sing ons saam Psalm 2 vers 1, 2 en 3. Ons wotum kom vanoggend uit die woorde van Job 41 en 42 en dit kom nadat Job en sy vriende, die vriende klomp dwaasheid oor die Here gespreek het en die Here vir Job gesê het, met jy die mag wat ek het, en hom klomp voorbeelde gewys het in die natuur oor hoe heerlik en hoe groot die Here se mag is. Dan die volgende woorde: wie wil aan die Here eise stel dat hy iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan hom. Hy is tot alles in staat. En hy voer uit wat hy besluit. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan en sing ons saam Psalm 27 vers 1, 2, 3 en 6. God is my redder en hy is my lig. Ek voel opnuut ontstig en dan sal ek my hart betug, want God alleen heers en rig. Wag op hom. Ons staan en sing ons saam Psalm 27 en daarna bely ons saam ons geloof.
Ons bely nou saam ons geloof aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en die aarde, van alle sigbare en alle onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefde broers en susters, ons gaan nou luister saam na die wet van die Here. En jy is met hierdie gedagte dat sekere van die hervormers soos Martin Luther het die wet van die Here primêr gesien daarop om ons sonde vir ons uit te wys. En jy is daar om na Christus te dryf. Calvin ook gesien as 'n spieël waarin jy die sonde raak sien, maar veral die verlossing beklemtoon, dat dit waarvan Christus ons verlos het. En eintlik dan ook meer spesifiek met die klem op die dankbaarheidslewe, van hoe wil die Here hê moet ek leef, dat ek hierdie wet van die Here uit dankbaarheid moet uitleef, om so te verheerlik. En met dit in gedagte, kom ons luister saam na die wet van die Here. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, en die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land, wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan nou staan en saam sing in antwoordelik hier op die verlossing van ons Here Jesus Christus, Psalm 107, vers 1 en vers 10, loof God omdat hy goed is, en omdat hy goed is, sonder enige einde. Laat hulle, dis ons om dank bewys vir redding wat so soet is.
en hom met ons offers prys, omdat hy groot en goed is. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 107 en daarna bid ons saam. Ons Vader in die hemel, Here, U alleen is die enige ware God. Daar is niemand soos U nie. U is van altyd af gewees. U het besluit om alle dinge te maak. En U rig alle dinge volgens die raadsplan. Alles wat bestaan, behoort aan U, die hele wêreld en alles. Alle dinge is gemaak om U naam groot te maak, om U te verheerlik. U raadsplan rig hierdie wêreld en U is tot alles in staat. En U laat ook alles verloop volgens wat U beskik het. En tog dank ons U, Here, dat ons kan sing van verlossing. Want ons weet, alle mense het gedwaal, ons weet, ons is sondig en ellendig. En dat ons van nature geneig is om U te haat. Maar dat U is in die groot genade ons in ons Here Jesus Christus aansien. Dat U is wat U Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf, sodat ons die lewe kan hê. Daar is nie 'n groter liefde in hierdie wêreld as dit wat U aan ons bewys nie. Dat U Seun mens word, dat hy as 'n slaaf sal kom dien, sodat ons mag lewe. En daarvoor loof en prys ons U, dat ons U wet kan aanhoor, met die wete ons Here Jesus Christus het in volle vir ons betaal, vir elke oortreding. Elke gedagte wat teen U wet is, ongeag hoe groot die daad is, ons gedoen het, ongeag hoe baie dit is, dat in ons Here Jesus Christus is daar volmaakte verlossing. Is daar nie 'n stukkie sonde wat nie bedek is deur sy bloed nie. En dit vul ons met verwondering oor U groot liefde, U barmhartigheid. Dat U ons as mense so lief het, dat U daardie liefde op so 'n manier aan ons wil bewys. Dat ons nie die oordeel ontvang nie, maar dat ons voor U mag lewe as verloste mense. En ons dank U, Here, vir die groot genade om as 'n kerk te mag funksioneer in 'n liggaam. Dat U ons gawes gee om te kan uitleef, dat ons liefde ontvang wat U in ons harte uitstort.
En ons daardie liefde nie vir onsself hou nie, ons daardie liefde vir mekaar kan bewys. Dat juis in die kerk daar so groot verskil is van hoe ons dinge doen. Dat ons nie iets doen om iets terug te verwag nie, maar juis mekaar bedien om aan U gehoorsaam te wees en te sien hoe U kerk floreer. En mag dit elkeen se begeerte wees om daardie gawes wat U gee uit te leef. Mag elkeen beleef hoe daardie gawes ook gegee word in liefde. En wil U U kerk opbou tot volwassenheid. Ons bid graag vir lidmate met wie dit baie swaar gaan. Ons dink in besonder vanoggend aan die Bunk familie. Wil U hulle vertroos in hierdie baie moeilike tyd ook? Mag hulle opnuut die evangelie aanhoor. Jy is in so swaar beproewende tyd en opnuut getroos word deur die Gees. Die versekering wat U gee dat ons hoop is nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna. Dat die ware lewe wat U gee is die ewige lewe. Ons dink aan medebroers en susters wat deur swaar beproewinge gaan met hulle gesondheid. Wil U hulle daarin versterk? Mag hulle geloof ook daarin versterk word en mag ons tog beweeg word ook om daar mekaar te bedien, om uit te reik en mekaar te versorg, mekaar se las te ligter te maak. Ons dank Here vir mooi nuus ook van Wim en Alta wat U ook in die huwelik saamvoeg. En ons bid ook vir hulle op hulle lewenspad. Dat U hulle ook daarin sal seën en dat hulle huwelik ook 'n afbeelding mag wees van U kerk en U as ons bruidegom. Ons dank Here vir die woord. Ons nou ook saam in die woord mag luister. En ons bede is dat ons ook hierin perspektief mag kry van die lewe, dat U Gees ons in ons sal werk, dat ons gedagtes en verstand vernuwe sal word. En dat ons U daar dit sal verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister saam na die woord van die Here uit Matteus 5, ons gaan daarvan saam lees vers 1 tot en met vers 16. Die baie bekende gedeelte van die bergprediking. Matteus 5 van vers 1. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy in die berg opgegaan en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom. En hy het hulle geleer en gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel, wat immers die profete voor julle net so vervolg. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry mense weer sout? Dis niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op
en sit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en het gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Geliefde broer en suster, ons dink te min na oor die werk van God Drie-enig in ons lewe. Ons dink te min na oor wie ons gemaak is. Oor wat die verskil is van wie ons was voordat die Here in ons lewe gekom het, en baie van ons het dalk so 'n verhaal wat ek presies kan weet hoe my lewe gelyk het voor bekering. En die kragtige werk van die Here in my lewe en hoe my lewe radikaal verander het en hoe dit nou is. En nou is baie mooi sien dat daar 'n groot verskil is van hoe die wêreld is waar die Here nie werk nie en hoe die Here ons gemaak het. Want die wêreld is nog steeds so. Die wêreld praat van mense wat in die wêreld is en wie die Gees nie werk nie. Daardie mense se lewe lyk radikaal anders as die van die kerk. Hulle ken God nie, hulle wil hom nie ken nie en hulle is geestelik dood. En die vrug van 'n lewe lyk heeltemal anders as die vrug van die kerk. Want die mense van die wêreld leef in duisternis en hulle word gelei deur die magte van die bose. Hulle word gelei deur hulle liggaamlike begeertes en doen net wat vir hulle goed is, wat hulle begeer. Hulle het 'n verduisterde verstand, hulle is vervreemd van God af. En hulle lewe word juis gekenmerk deur ongeloof. 'n Lewe wat gekenmerk word deur ongehoorsaamheid aan wat God wil. 'n Verslawing aan sondige begeertes en 'n morele verval. En juist daarom is dit belangrik om te sien hoe die wêreld is, dat ons sal besef hoe die werk van die Gees is, wat die Here ons gemaak het, wat heeltemal anders is as die wêreld. Dat die Here ons lewe omgedraai het. Want ons in wie die Gees werk, ons is regverdig gemaak deur Christus. Hy het gekom en vir ons aan die kruis gesterf, hy het sy lewe vir ons gegee, aan 'n kruis gehang en ons sonde op hom geneem, daarvoor gesterf. En hy het ons beklee, dat hy verdien het 'n absolute morele rein lewe, regverdige lewe voor God, en daarom is ons regverdig gemaak ook voor God self. En ons kry deel aan wat Christus gedoen het deur die geloof. Dat geloof is 'n gawe van God. Geloof is dit waarmee die Here ons vasbind aan hom. En hoor baie mooi, ons anker is nie onsself nie, ons anker is buite onsself, dis Christus. Hy is ons rots, dis vas buite ons. Maar die geloof is hierdie band waarmee die Heilige Gees kom en ons vasbind aan die werk en die meriete van Christus. Dat ons in hom is. Dat hierdie band ons vasbind, sodat ons nie verlore gaan nie, maar hierdie band doen meer as dit. Ons word nie net verlos van die verderf nie, maar ons word ook hierdie band van die geloof, dat die Gees in ons werk, word ons weergebore, en die Gees kom en verander ons lewe. Die Gees kom en bedien die evangelie in ons, die woord, ons aanskou Christus, en hoe die woord vir ons voorgehou word, en ons bly verander. Van een heerlikheid in die volgende kom die Gees en hy verander ons om al hoe meer na die beeld van Christus te lyk. Ons word innerlik vernuwe. Met ander woorde, ons leef nog in die wêreld waaruit ons gered is en bevry is. Ons lewe lyk radikaal anders. Dit lyk nie soos die wêreld se lewe nie. Ons is heeltemal die teenoorgestelde gemaak van die wêreld. Waar die wêreld God haat, het ons deur die werk van die Heilige Gees God lief vir wie hy is. En broers en susters, dis waarvan die Here in hierdie gedeelte praat. En hy praat hier met sy disippels. Hoor baie mooi wat gebeur hier. Ons hoor daar 'n groot skare agter hom aangekom en Jesus het in die berg opgegaan en sy disippels het na hom toe gekom en by sy voete gesit om geleer te word. En sien baie mooi wat hier vir ons uitgebeeld word.
Want net soos wat Moses in die berg opgegaan het om God se wet te ontvang, word die baie mooi gepraat van die bergprediking, dat Jesus in die berg opgegaan het, nie om die wet tot nie te maak nie, maar die toepassing, die vervulling van die wet vir sy disippels te leer. Hoe moet hulle lewe lyk? Hoe moet die wet toegepas word in jou lewe? En sy disippels het gekom, sy disippels, hulle wat sy ware volgelinge is, hulle wat regverdig gemaak is deur hom, hulle wat heilig gemaak word deur die Gees, hulle kom na hom toe en hulle sit by sy voete. In ander woorde, om geleer te word deur die Here. En nou leer hy hulle. As mense wat hierdie verlossing beleef en nuut gemaak is. En dan sê hy vir hulle, julle is die geseëndes. Hulle is die welgeluksaliges. En hierdie woord word gebruik in die Nuwe Testamentiese konteks vir hulle wat in die koninkryk is, hulle wat die koms van die koninkryk beleef, wat sien dat daar 'n koning is wat heers oor 'n koninkryk, hulle is daardie geseëndes wat sekere dinge beleef, wat deelname het aan die koninkryk. En hierdie geseëndheid gaan dus oor jou verhouding met God, dat jy deel gemaak is van hierdie koninkryk van die Here. En dit dui op mense wat die grootste vreugde in die lewe het. En as jy vinnig deur die saligsprekinge gaan, dan lyk dit eintlik half ironies, dit lyk half eintlik die teenoorgestelde, want daar's verdrukking, vervolging en moeilike tye. En mens verwag eintlik dat dit die hartseerste mense sal wees, maar die Here sê julle is die geseëndes. En dan gaan dit nie net oor mense wat net 1 of 2 van hierdie eienskappe besit nie, want ek is 'n geseënde, want ek is 'n vredemaker en jy is dalk 'n sagmoedige. Dis 'n pakkie. Hierdie word eintlik as 'n beskrywing van die kerk, van gelowiges gegee. Met ander woorde, daar waar Christus vir my gesterf het en sy Gees vir my gee en ek regverdig gemaak is en heilig gemaak word, daar werk die Gees in my dat ek arm van gees word. En dit beteken dat ek 'n hart het wat net oop en eerlik bely dat ek het niks uit my eie om vir God te bring nie. Dis 'n besef van my sonde en my ellende, dat al wat ek het om te bring is net die sonde voor die Here. Daar's niks wat ek kan roem voor hom nie. Dis 'n geestelike armoede. 'n Totale afhanklikheid van die Here. Ek is arm van gees en die Here moet my die rykdom gee wat hy alleen besit. En die Gees kom werk in jou en hy laat jou treur oor jou sonde. Jy besef oor jou eie gebrokenheid en die gebrokenheid van die wêreld. Die Gees maak jou sagmoedig om in nederigheid voor God en in nederigheid voor ander mense te lewe. Dat ek nie myself sal verhef nie, maar die geloof, na mate ek die geloof ontvang het, word ek al hoe meer nederig. Dat gelowiges dring hulle self nie op nie, maar hulle vertrou op God om finaal reg te laat geskied. As gelowiges beleef ons in die wêreld en ons honger en ons dors na geregtigheid. Gelowiges is barmhartig en hulle gee om daar waar daar nood is. Gelowiges se harte is sag vir die lyding van ander mense. En mens gee en jy bedien. Gelowiges is rein van hart en hulle is vredemakers. In ander woorde, daar waar daar nie versoening is, die probeer hulle versoening bewerk. Vrede tussen mense bewerk, maar ook vrede waar daar nie vrede is tussen God en mense nie. En dis hoe wedergebore kinders van die Here lyk. Dis hoe ware disippels van die Here gekenmerk moet word. Dis in jou lewe gebeur as die Gees in jou werk en jy weergebore is. Dis jou lewe verskil van die wêreld. En nou is daar beloftes wat daarmee saamgaan, dat die koninkryk van die hemel behoort aan ons. Ons sal getroos word. Ons sal die nuwe aarde ontvang. Ons sal versadig word. Ons sal God sien en sy kinders genoem word. Aan ons sal barmhartigheid bewys word. Ons loon in die hemel sal groot wees. Daar is dus gevolge daarvan dat in die hemel of in die toekoms eendag is hierdie groot beloftes van die Here wat vir ons waar is. Broers en susters, dink jouself vir 'n oomblik in. As die kerk van die Here soos hierdie geseëndes leef elke dag, wat 'n radikale verskil moet daar nie wees tussen ons wat die kerk van die Here is en die wêreld nie.
Daar so 'n groot verskil wees tussen hulle in wie die Gees woon en werk, kragtig werk, en die res van die wêreld. Mense in wie die Gees nie is nie. Mense wat die wêreldse dinge soek. Hulle is nie geseëndes nie. Waar God in mense lewens werk, kan 'n lewe nie dieselfde lyk as 'n ander mens se lewe wat in wie God nie werk nie. Daar moet 'n dag en nag 'n radikale verskil wees tussen die twee. Maar daar's verdere gevolge wat die Here sê om vanuit hierdie duisternis geruk te word in die ryk van die lig in. Want daarmee saam gebeur daar nog iets. Dis alles eienskappe wat mens besit wat vir die wêreld vreemd is. Dis alles eienskappe wat die wêreld sal haat. En nou sê Jesus baie mooi vir sy disippels wanneer hulle nog by hom is. Hy sê die wêreld haat my. Hulle kan nie die lig verdra nie. Hierdie eienskappe, as die Gees in jou werk, vertoon jy dit en die wêreld sal julle ook haat. Dit sal gebeur. So daar waar die Gees nie verander, daar waar die lig begin uitstraal, sal die duisternis dit nie verdra nie. Maar jy sal beledig word. Met ander woorde, die wêreld sal jou sleg sê as jy 'n gelowige is. En jy sal vals beskuldig word. Jy sal vervolg word. Want die wêreld wil nie hoor dat daar 'n God is en dat hulle in afhanklikheid van hom moet leef nie. Die wêreld wil nie hoor dat daar 'n koninkryk is en 'n ewige koning wat heers op die troon en dat jy 'n onderdaan van hom moet wees en vir hom moet lewe nie. Die wêreld sal dit haat. Die wêreld wil nie hoor dat hulle rekenskap moet gee aan daardie koning vir hoe hulle leef nie. Die wêreld wil dus nie hoor van hulle sonde nie. Hulle wil nie hoor van hulle swakheid, dat hulle nie op hulle self aangewese is nie. Dat hulle nie op hulle eie krag en vermoë moet staat maak nie. En daarom haat hulle ander mense wat die teenoorgestelde daarvan dit wys. En daarom sê hy vir hulle, julle gaan weerstand beleef. En nou sê vir hulle wat hierdie weerstand is, julle sal treur, ongeregtigheid verduur, julle sal liefdeloosheid deurmaak, julle sal valsheid in die gesig staar, oorlog, gevegte deurmaak, vervolg word, beledig word en sleg gesê word. En dit is merkwaardig om te hoor dat die Here dit heel in die begin vir die kerk sê. Dis wie julle is. En dis die reaksie van die wêreld op wie julle is. Moenie verbaas wees as jy gehaat word, moenie verbaas wees as jy beledig word, vals beskuldig word en vervolg word vir wie jy is nie. In die heel eerste preek sê die Here vir sy kerk, daar is vervolging. Die wêreld gaan die kerk haat en vervolg. Julle is geseënd. Julle is die gelukkigste mense wat daar is. Maar die wêreld sal julle haat as gevolg daarvan. En nou verwag 'n mens dat Jesus eintlik vir hulle op hierdie punt sal sê, dat as jy hierdie slegte dinge beleef, dat hy sy preek sal afsluit met die gedagte van, maar byt vas. Dis net 'n kort tydjie. Of, dis sê maar onttrek jouself as kerk van die samelewing, bewaar jouself, moenie jouself blootstel aan daardie gevaar, moenie jouself aan daardie gespottery of daardie vals beskuldigings, daardie vervolging blootstel nie. Onttrek van die samelewing af. Mens verwag dit, want dit is 'n mens natuurlike reaksie. Daar waar jy seer kry, bly jy weg. Of dit nou fisies of emosioneel is waar. As jy seer gekry het, bly weg daarvan af, maar nou kom die Here en sê, maar daar waar oor die geloof gaan, daar waar jy as gelowige jou geloof uitleef, moenie onttrek nie. Waar dit gebeur op grond van jou geloof, bly in die wêreld. Jesus sê presies die teenoorgestelde mens verwag. As daar die swaar kry is, as gevolg van jou geloof, as gevolg van die feit dat die Gees in jou werk, moenie jouself onttrek van die wêreld af nie, moenie jouself in jou kamer of in jou huis gaan toemaak, of as kerk jouself isoleer nie. Jy mag jouself nie onttrek nie. Jy mag jouself net afsonder van die samelewing nie. En dan sê Jesus hierdie baie bekende woorde, julle is die sout en julle is die lig.
En onthou nou, dis eenvoudige mense wat daar voor hom gesit het. Dis nie hooggeleerde mense wat nou met klomp argumente die wêreld gaan verander nie. Dis net mense, eenvoudige mense, maar dis mense in wie die Gees werk. In beide hierdie voorbeelde, die sout en die lig, is dit iets wat toegepas word op 'n situasie om dit te verbeter. Met ander woorde, die wêreld sê die Here is smaakloos. Hoe die ongelowiges is, die ryk van die duister, is smaakloos. En dis duister. Daar waar die Gees nie werk nie, daar kan jy self indink, daar's liefdeloosheid, daar's selfgerigtheid, daar's morele waardes wat agteruit gaan. En daar's geen tendens waar die wêreld besig is om beter te word van self nie. Trouwens, ons beleef as mensdom hoe die wêreld stelselmatig net slegter en slegter word. Daar's haat en verval. Selfgerigte mense, selfgerigtheid en absolute morele verval in die wêreld. Daar is dus genoeg om jouself te onttrek. As jou geloof aangeval word, om jou hande in onskuld te was, om jouself te beskerm, om jouself as gemeente eintlik af te sonder en sê maar, ons wil nie die wêreld aanraak nie, dis te donker daar buite. Maar Jesus kom en hy gee presies die teenoorgestelde opdrag. Hy kom gee nie vir hulle hier 'n plan vir gemak nie, vir veiligheid nie. In plaas van self as ons self ter wille van ons geloof moet beskerm, onttrek van die samelewing, swyg en wegkruip, sê die Here vir hulle maar, julle moet die verskil maak. Dat in julle werk die Gees en die Gees, waar julle in die samelewing ingaan, gee af soos sout, straal uit soos lig. Gelowiges is sout vir die aarde en lig vir die wêreld. Die totaliteit daarvan, ons moet gaan en die verskil maak. So, Jesus leer van die eerste plek dat hulle die sout is, en weet ons verskeie dinge waarvoor sout gebruik word, is die bedoeling hierso dat dit preservering is, maar spesifiek smaak. Dat daar waar daar verval is, dat dit gepreserveer word, en daar waar dit smaakloos is, dat daar smaak gegee word, daar waar gelowiges toegepas word, daar smaak by die wêreld gevoeg word. En jy is die lig vir die wêreld. En 'n lamp in 'n kamer het een funksie, hy is veronderstel om die kamer lig te maak, die vertrek te verlig. 'n Lamp wat opgesteek word, het nie 'n ander doel nie. Dit maak dus nie sin om 'n lamp op te steek en dan 'n emmer te vat en bo die lamp neer te sit nie. Soos die lig van 'n stad, 'n donker landskap verlig en mense kan van ver af dit sien en daartoe kom vir hulle om hulle behoeftes wat hulle nodig het, honger en dors en slaap. So moet daar lig skyn in die duisternis. Dit gaan dus baie duidelik daaroor dat ons as gelowiges, ons as kerk, die verskil moet maak in die wêreld. Dat jy as 'n gelowige moet leef in die wêreld, as 'n gelowige, om daar 'n verskil te maak. En nou tipies dink mense, en dit is seker so dat sout wees en lig wees, gaan om goeie dinge te doen, en dit gaan daaroor om die evangelie te verkondig, en is waar, dis nie onwaar nie, die aard van die saak is natuurlik ook waar, maar binne die geheel van hierdie gedeelte, binne dit wat die Here hier so sê, is hierdie deel van die saligsprekinge. Die Here het die saligsprekinge gegee en gesê, julle gaan vervolg word, maar onthou, julle is die sout en julle is die lig. So om as sout en as lig te lewe in hierdie wêreld, gaan daaroor om werklik te leef as hierdie geseënde mense. Dis juist daardie eienskappe van geseëndheid wat die wêreld moet sien. Dis daardie eienskappe van geseëndheid wat die wêreld sal haat. Maar dis juist dit wat die verskil gaan maak, dis juist dit wat die smaak gaan gee, dis juist dit wat lig sal bring in die duisternis. Dit gaan dus daaroor dat ek as gelowige in die wêreld moet leef, hoe? Dat ek in die wêreld moet leef en moet wys, maar ek is afhanklik van God. Dat ek in myself niks is nie. Dit gaan daaroor dat ek in die wêreld moet leef, dat ek 'n sonde besef het van wie ek is voor die Here. Dat ek huil oor die sonde wat in myself is en oor die sonde van die wêreld. Dit gaan daaroor dat ek in die wêreld sal leef as iemand wat treur en wat honger is en dors is vanweer die ongeregtigheid wat daar in die wêreld is, dat ek geregtigheid soek. Dit gaan daaroor dat ek sal leef in die wêreld as 'n vredemaker. Daar waar daar onrus is.
Dit gaan daaroor dat ek as 'n salige mens, as 'n geseënde mens, regtig waar barmhartigheid sal wys in 'n wêreld wat absoluut selfgerig is. Want wanneer 'n mens so leef, dis dan wanneer 'n mens smaak gee in die wêreld, dis dan wanneer die Heilige Gees se krag wat in jou is, sigbaar word vir ander mense. Dis dan wanneer jy die lig in die wêreld uitdra. Dis as die Gees in ons is wat uitgedra word in die wêreld om 'n verskil te maak in die wêreld. Maar broers en susters, hierdie woorde kom ook met 'n waarskuwing. Die Here sê baie duidelik dat sout kan sy smaak verloor. En die Here sê baie duidelik dat 'n mens kan 'n emmer vat en bo daai lig gaan sit. So as hierdie waarskuwing wat die Here gee, hy sê dat as sout sy smaak verloor, word hy buitekant weggegooi, dit is nutteloos. Dit is smaakloos, dit is nutteloos, dit dien nie meer die doel waarvoor dit gemaak is nie. En hierdie sout wat sy smaak verloor, gaan nie daaroor dat dit wetenskaplik bewys moet word, is nie moontlik vir sout om sy smaak te verloor nie. Maar dit gaan oor sout wat vermeng word met stof, met grond. En daarom nie meer sy doel kan dien nie. Hy word smaakloos, jy kan hom nie gebruik nie. Want die probleem in die ou tyd is dat wanneer sout vermeng is met stof of grond, het dit nutteloos geword. Jy kan dit nie meer gebruik as 'n preserveermiddel nie. Jy kan dit nie meer gebruik om smaak te gee nie. Met ander woorde, die Here gee 'n waarskuwing, sê vir die kerk, vir my en vir jou. Daar is 'n gevaar dat ons met die wêreld kan vermeng. Dat ons dink maar ons moet die wêreld lyk, dat die wêreld se idees en gedagtes en manier hoe hulle is en hulle self handhaaf in die wêreld, dat ons so moet lyk. Dat ek my lewe so inrig. En juist dan word ek smaakloos, dan lyk ek soos die wêreld lyk. As sout met grond meng, dan is dit nutteloos. Dit kan weer uitgegooi word en as grond gebruik word waarop mense trap. Maar die teendeel is nie waar nie. Jy kan dit nie weer op jou kos gooi, waar jy graag wil eet nie. Jy kan nie meer gebruik om te preserveer nie. Christen in die kerk kan in die wêreld leef en met die wêreld meng op 'n verkeerde manier. Want juist te leef asof hulle sonder God kan klaarkom. En hoekom sal mense dit doen? Hoekom word die Here, is dit nodig dat die Here hierdie waarskuwing gee? En juist as gevolg van wat die Here sê, want die wêreld sal julle haat. Julle sal beledig word, julle sal vals beskuldig word, julle sal vervolg word. En om dit te keer, om te sê, maar ek sien nie kans daarvoor nie. Ek wil nie die verdrukking, belediging, bespotting, valse beskuldigings teen my hê nie. Dis die maklikste, maar ek word soos die wêreld. Want dit is nie meer deel van my nie. Het gebeur as mens vermeng in die wêreld, jy is dalk om ander mense in sy guns te kry, om minder druk te beleef. Dat die kerk al hoe meer sal aanpas om soos die wêreld te lyk, om net nie deur die wêreld gespot te word nie. Of wat gebeur is die gevaar dat jy weet daar's bespotting en ek isoleer myself. Ek plaas 'n emmer bo my en ek gaan nie meer my Christendom uitleef na buite nie. Dit geld vir die kerk en vir ons dat ons sê maar ons kerk is net na binne gerig. Ons is net vir onsself hierso. En nie vir die mense daar buite nie. En dan kom die opdrag van die Here, dit mag nie gebeur nie. Dat die Gees werk in die kerk. Die Gees werk in ons as individue en daardie getuienis moet die wêreld uitgaan. Dat gelowiges moet hulle lig so voor mense laat skyn, dan moet hulle goeie werke voor mense doen. Al hierdie saligsprekinge, so moet jy leef voor die wêreld, dat hulle kan sien. Dat hulle kan sien jy is afhanklik van God. Dat hulle kan sien jy doen wat jy doen, jy is nie omdat jy op jouself staat maak nie, maar omdat jy op God staat maak. So wees dus gehoorsaam en laat jou lig so voor die mense skyn. Dit gaan dus hier oor bekering, dat ek sal sê, maar hoe baie lyk ons die wêreld, hoe baie lyk ons die Here wil hê ek moet lyk? Want dit is nie deur jou eie krag dat mens hierdie sout is of hierdie lig is nie, dit is werklik waar deur die werk van die Gees. Dat ek myself sal ondersoek en sal sê, maar lyk my lewe regtig so? Wys ek barmhartigheid? Is ek 'n vredemaker? Weet ek hoe afhanklik ek van God is? Tree ek oor die sonde?
is daar die dinge teenwoordig in my lewe, en as dit nie is nie, dat die kerk sal bekeer, nie sal lyk soos die wêreld nie, nie haarself sal afsonder nie, maar werklik waar sal fokus op die werk van die Gees in hulle lewe. Al wat die wêreld kan verander, is bekering van harte. Om Jesus Christus as die verlosser te ken. Dit gaan dus nie oor 'n vertoon van krag nie, maar dit gaan oor nederige afhanklikheid op God. Dis wat die Gees in ons werk, en dit is wat God verheerlik. Broers en susters, die Here waarsku ons, dat gelowiges of 'n gemeente eintlik op 'n doellose manier sy bestaan kan voer, om al hoe meer by die wêreld aan te pas, of jouself al hoe meer te isoleer van die wêreld af, 'n bestaan wat niks werd is nie. Daar is 'n gevaar dat gelowiges soos die wêreld word, hulle self in die wêreld so vermeng, dat hulle glad nie meer smaak gee nie, of hulle self so isoleer van die wêreld af, dat hulle glad nie meer enige invloed uitoefen nie. En juist daarom vra die Here, ons die wêreld sal raak sien, sal besef hoe donker die wêreld is, en sal besef waartoe die Gees ons verander het, dat ons so sal leef, dat ons 'n invloed in die wêreld uitoefen, dat die Here gee in ons daardie roeping, om hierdie krag van die Gees uit te leef in die wêreld, om hy smaak te gee, om hy lig te bring, om 'n verskil in die wêreld te wees, dat waar ons uitgaan, waar ons woonplekke, waar ons werk, waar ons speel, waar ons doen, dat ons in daai gemeenskap die verskil sal maak, as sout en as lig. Amen. Ons gaan nou staan en sing ons saam ook die woorde van hierdie gedeelte in Skrifbreiding 11-4, ons sing daarvan saam vers 1 tot 3, en daarna kan ons weer gaan sit. Ons gaan nou voort met die bediening van die doop, en ek gaan vra dat Henlo en Johanna Marie asseblief hier na vore kom. Ek hou vir ons die formulier vir die bediening van die Heilige Doop aan kinders voor. Die hoofsaak van die leer van die Heilige Doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Eerstens, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die koninkryk van God kan inkom nie.
tensy ons opnuut gebore word. Dit word ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangetoon word. Ons word daardeur vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Tweedens, die heilige doop betuig en verseël in ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël God die Vader in ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons sluit. Hy wil ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed van al ons sondes afwas. Daarmee lyf hy ons in die gemeenskap van sy dood en opstanding in. Hy doen dit so dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. En net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur die heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Dit doen hy deur ons tot eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die wat uitverkies is, en die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En derdens, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur God met die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n lewe in volkomme toewyding aan God lei. As ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. Net so spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders wanneer hy sê: ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou 'n nageslag na jou. Dit getuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. Net so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop na die plek van die besnydenis gekom het, waar die kinders as erfgename van die koninkryk van God en van sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei breedvoerig hieroor te onderrig. En broers en susters, ontvang dan hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. En wees ook lief vir klein Ewan en bid vir hom en sy familie en wees ook 'n voorbeeld vir hom en vir al die kinders van 'n lewe in Christus. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, U oordeel regverdig. U het hierdie wêreld wat in sonde was, een keer geoordeel deur die vloed. Maar U het vir Noag, wat regverdig is, saam met sy gesin, in die groot genade bewaar en gered. U het ook die volk veilig deur die water gelei en die Farao en sy leermagte laat verdrink. En so het U vir ons 'n beeld van die doop gegee, van die verbond, die bewaring. En ons bid daarom uit U oneindige genade dat U ons en ons kinders in die guns sal aansien. Neem ook vir Ewan, deur die Heilige Gees en die Seun Jesus Christus, en laat hom ook saam met Christus sterwe, en hom saam met hom opstaan tot 'n nuwe lewe. Gee ook dat hy sy kruis met blydskap sal dra en Christus elke dag sal volg, en hom sal lief hê met opregte geloof, 'n vaste hoop,
en 'n vurige liefde. Laat hy ook so in Christus leef, en dat hy sal besef, dat hy ook eendag voor u troon, deur u getroos sal wees. Ons bid, dat u ons daar in die genade sal aansien. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Henlo en Johanna Marie, vra nou ook, hier waar julle voor die gemeente en voor God is, dat julle ook opreg op hierdie volgende vrae sal antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet ons dit vir hierdie doel, nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. En dat dit duidelik kan word dat julle gesindheid is, moet julle van julle kant af ook opreg vir die volgende vrae antwoord. In die eerste plek, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom in allerlei ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. In die tweede plek bely julle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament, in die artikels van die geloof, van die Christelike geloof vervat, in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. In die derde plek beloof julle en neem julle voor om hierdie kind vir Ewan, van wie julle die pa en die ma is, wanneer hy het kan verstaan in hierdie genoemde leer, en julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Henlo, wat is jou antwoord hierop? Johanna Marie? Vra dat Ewan asseblief nou na vore kom. Ewan Retief, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Gaan vra dat ouma asseblief na vore kom, net vir hulle Bybeltjie oorhandig namens die gemeente om geluk te sê, en dan gaan vra om te saam sing Psalm 145. Maar kom ons doen eers die Bybeltjie en dan sal ek verder gesels. Ons sing saam, ons staan en sing ons saam Psalm 145 vers 2 en vers 5, en die wonderlike woorde van die Here wie hy is. Die Here is groot, daar's geen sanggeluid wat sy lof ten volle waarde kan uit nie. En hulle sal u goedheid bly herdink, genade, goedheid, lankmoedigheid, soos wel eer, barmhartig en 'n redder is die Heer. Kom ons staan en sing ons saam tot eer van die Here vir sy dade. Psalm 145 vers 2 en vers 5.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U Here vir U groot genade, dat ons in wie die Gees werk kan getuig, dat ons nuut gemaak is, dat U Gees in ons kragtig werk, en dat daar vrug in ons lewe voortgebring word, wat nie uit onsself kom nie. Het is waarlik U wat in ons woon, U Gees wat aanhoudend, deurlopend in ons werk, en daarvoor loof en prys ons U. Ons bede is dat U ons sal lei en sal seën om nie daardie werking te probeer wegsteek, of te vermeng met die wêreld nie. Dat dit wat die Gees in ons werk, ons sal uitleef, skaamteloos. As getuienis in die wêreld dat ons nie in onsself behoort nie, getuienis in die wêreld dat ons nie afhanklik is van onsself nie. In moeilike omstandighede, of juist daar waar het soveel meer duister lyk, dat daardie getuienis sal uitgaan. Dat die werk van die Gees juist daar sigbaar sal wees in ons lewe. Ons dank Here dat ons U genademiddel ook kan sien in die doop, dat U ook daardeur ons geloof versterk. Dat ons weer kan bely dat ons onsself nie kan verlos nie, ons redding van buite onsself kom. En juist het dit gebeur deur ons Here Jesus Christus wat sy lewe vir ons gee. Dat sy bloed vir ons gevloei het, sodat ons mag lewe. En juist daarom bid ons vir klein Ewan, vir sy gesin ook, dat hy hulle sal lei ook, mag hulle deurlopend ook in die geloof bly groei, maar die vaste hoop hê, en die liefde uitleef wat in hulle harte uitgestort het. Mag elkeen opnuut weer ons Here Jesus Christus, ons enigste leraar, koning en hoëpriester, aanbid, en soveel troos ervaar dat ons aan hom behoort. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, die liefdegawe gaan vandag vir die diakonale kas, sowel as vir Gracie Park, wanneer dit elektronies afdra, of by die deure, hou asseblief in gedagte waarvoor dit gaan. Ons gaan staan en sing ons ten slotte saam, lied 205, en sing daarvan saam vers 1 tot 3, dat die Here stuur ons deur sy Gees, om sout en lig te wees.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Net gou vinnig 2 afkondigings voor die katkesasie vir dag. Onthou net, daar's volgende 2 Sondae is daar nie katkesasie nie, as gevolg van die lang naweke. En ons sal sien, daar's 'n berig in die nuusbrief ook, as daar enigiemand is wat wil help met katkesasie materiaal opstel, asseblief vir Arne net 'n kontak. Arne, wil nie gaan jou hand opsteek of opstaan, dat hulle net kan sien. Ja, as jy wil, en jy kan op 'n manier help om met die verbetering van die katkesasie materiaal, asseblief vir Arne net 'n kontak. Dan gaan ek vra die katkesasie kindertjies en die kategete asseblief verdaag. En dan, terwyl hulle verdaag, as vinnig 2 mense wat na vore moet kom om te praat. Die een is Burger, Jordaan, en die ander ene is Dou Kutse. So Burger wil vinnig net gesels oor die kook of geniet, en dan Dou net vinnig oor die kermis by Huis Boland. Goeiemôre almal. 24ste Mei is dit weer tyd om gesellig te word. As jy nog nie weet wat die kook en geniet is nie, dis basies wat jy en 'n paar broeders en susters van die kerk om 'n tafel sit en gesels. So die afgelope 2 jaar het ons dit nou al gedoen. Ek wil gou vra, almal wat dit al gedoen het, steek op jou hand. Yes, lekker hoog op. Die mense wat dit nou nog nie gedoen het nie, hou op jou hand, hou op jou hand. Die het dit nog nie gedoen het nie, kom vra vir die mense wat dit al gedoen het. Dankie, nou kan jy neersit. Vir die mense wat jou hande opgesteek het, gaan vertel die persoon langs wat dit nog nie gedoen het nie. Ek dink elke persoon wat dit al gedoen het, hey, dit was lekker en is gesellig. So asseblief, chat daaroor en dat ons meer mense kan kry. Hoe kry jy jou naam by Mariette uit? Daar is haar telefoonnommers in die boekie, of jy klik op die QR code, scan het, link het, klik het, gee jou details deur. As jy kook, as jy sê, hoorie so, ek is bereid om my huis oop te maak vir 5 mense, dan sê jy kook, maar jy gaan nie vir 5 mense kook nie. Julle gaan in groepies gedeel word, en dan sê jy natuurlik, julle gaan bespreek wie bring wat. En as jy wil geniet, beteken jy gaan by die mense wat kook se huis wees. Okay, so is baie eenvoudig. As jy enige vrae het, Mariette is daar agter in die persbaadjie, waai vir almal. Dan sê hy, dis Mariette, julle kan met haar gesels. Dan 'n laaste ding, ons het laas jaar het pappa gesê ons kom kook en mamma het gesê ons gaan geniet. Ons het julle gehelp, hierdie jaar gaan ek jou nie help, hoor. Hierdie jaar gaan julle in 2 verskillende huise opdaag en ons gaan nie judge nie, ons gaan net vra, hoor. Lekker dag. Môre broeders en susters, die kinders is nou nie hier nie, maar ek sluit hulle by hierdie gesprek in. Jy sal sien daar agter is 'n kennisgewing aangebring wat sê ons hou kermis by Huis Boland, of eintlik bazaar, op die 9de Mei. Nou, die van u wat nie Huis Boland ken nie, dis die huis hier in Bellville wat ons het, in Kersmar. Daar's 136 inwoners wat daar bly. Dit is maar koshuisstyl inwoning. Ons het Residentia het 13 huise landwyd. En ek is gelukkig dat ek al die huise al besoek het en gesien het. En daar's 4 wat nie styl is van Huis Boland. Nou, die bejaardes daar wissel van geboortedatums 1935 tot 46. Nou die 46 is die mense wat nou reeds 80 is. Dit maak 10% van die wêreldbevolking uit. Die mense wat in daai ouderdomsgroep is. Maar hulle kap in daai bos, die mense regtig waar, as jy na die doodsberigte kyk, dan sê jy sien 90% van die doodsberigte raak ook daai mense. Nou die mense, alhoewel hulle so saam bly, is hulle ook maar eensaam. En ons noem dit Huis Boland, hulle stel hulle deure vir u oop. Iemand asseblief kom kuier, kom kyk wat daar aangaan, kom ondersteun die mense, en moet ook asseblief nie daar aankom met kort armpies
en lang broeksakke nie, die broeksakke nie, hoor. Kom spandeer die geld, kom wees rustig, kom geniet jouself en jy sal sien hoe dit daar lyk en wat daar gebeur en hoe gaaf die mense daar is, hulle wil die graag daar hê. Baie dankie.